Goeiemôre en welkom hier by Spirit and Life. Ons praat oor God se woord. Kyk hierdie oulike hond wat ons gekry het. Wat ons nou oppas en die hond vir ons gegee. Haar naam is Mia. Weet jy, lekker, ek dink sy's 'n lekker goeie pavement special en alles. Baie oulike hond. Goed gehelstrein, goed geleer, wakker hond. Sy's nie een van daai honde, sy wil die hele tyd by my wees. Ag, en ek geniet dit en Kyla, as ek nou in die dag nie by die huis is nie, en dan sit die hond by haar. Maar weet jy, hierdie hond is goed geleer. En ek wonder baie keer, wat dink sy? Nou blaf sy, of sy kyk iets, en dan praat ek met haar, en dan wonder ek, wat dink sy? Maar kan ek jou sê, ek en jy is nie 'n hond nie. Hoor wat sê Jesus, Johannes 10, dan sê Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So, hy is ons herder en ons is sy skape. Nou, dit was vir my laasweek 'n openbaring, eintlik, 'n skaap is 'n dom ding. Hierdie hond kan op 'n manier vir homself sorg. Hierdie hond kan homself verdedig. Hierdie hond is wakker. Ons gebruik eintlik 'n hond om onsself te beskerm. Maar 'n skaap kan homself nie beskerm nie. Inteendeel, 'n skaap is dom en dan as hy nie 'n herder het nie, voeter hy in 'n gat in en hy haak vas in takke en hy hier deur drade en dan kom die wolwe en die jakkalse en vat die skape. So skape het 'n herder nodig. Nou sê die Here, hy is die goeie herder, 'n goeie herder. En ons is sy skape. Nou dink 'n oomblik daaraan, jy het baie keer al 'n dom ding gedoen. Ja, al 'n dom ding gedoen. En dink, o jee, dit was nou regtig dom geweest. Ek het al 'n dom ding gedoen. En ek dink die Here weet dat ons as mense doen dom dinge, want ons ken nie die toekoms nie, ons weet niks van die toekoms af nie. Ons maak verkeerde besluite en dan agterna sê ek, dit was nou eintlik regtig dom geweest. Daarom is dit baie belangrik dat ons besef, maar hy is die goeie herder wat vir my sorg. Hy is die goeie herder wat na my kyk. Ek dink die hartseer is, baie mense hoor nie eers die herder nie. Baie mense besef nie eers dat God na hom wil kyk, en God hom wil versorg, en God aandag aan hom wil gee, en hy is die goeie herder wat gekom het om ons te versorg. Nou, as jy 'n skaap is, en jy is deel van God se kudde, is daar waarde in jou. Jy dink jy beteken niks nie, jy beteken jy is sleg, jy beteken, jy is ou niks werd nie. Maar dis nie hoe God jou sien nie. God sien jou as sy eiendom. Hy kyk na jou, hy gee aandag aan jou, hy versorg jou. Nou, 'n goeie herder lei jou na goeie weivelde. Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe hê en lewe in oorvloed. Hy's nie 'n herder wat sê, kom ek lei jou bietjie na 'n sout, na 'n brak water, dat jy bietjie leer hoe om brak water te drink nie, of ek lei jou na bietjie gras, wat jy honger het, en daar's nie eintlik kos nie, en ek moet jou vandag bietjie leer om honger te ly nie. Dis nie 'n goeie herder nie. 'n Goeie herder sê, nee, wat as die wolf jou maar byt, jy moet maar bietjie voel, hoe voel dit om seer te kry. Dis nie 'n goeie herder nie. 'n Goeie herder sorg, 'n goeie herder kyk. En ek wil jou vra vandag, wil jy nie 'n bietjie anders dink oor God nie? Net dink oor, hy is 'n goeie herder. Hy kan 'n goeie herder in jou lewe wees, wanneer jy na hom luister. Wanneer jy doen wat hy sê. Wanneer jy aandag gee aan God. 'n Goeie herder is, wanneer jy deel bly van die trop. En jy's hierdie skaap, en jy's deel van die trop, en dan is hy 'n goeie herder, want hy kan na jou kyk, en hy kan jou versorg, en hy kan jou oppas. En ek dink, wil jy dit nie vandag besef, sê maar, hy is 'n goeie herder wat na my wil kyk, en ek moet aandag daaraan gee, en by God wees, en 'n besluit maak om na God te luister. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U die goeie herder is, wat gekom het om tussen ons te woon en ons te versorg. Dankie dat ons nie 'n hond is nie, maar dat ons deel van U kudde is, en U versorg ons, en U kyk na ons, bid vir elkeen van ons, as na U sal luister, sodat U 'n goeie herder vir ons kan wees. Dankie dat U ons liefhet, in U naam. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.